is dan kosbaar en lekker om die Here so saam te aanbid. Amen. Dit is nog dit is al Mei maand, maar dit voel of hierdie April net nie wil klaar kry nie. Dit was 'n fantastiese tyd met Paasnaweek en alles wat ons beleef het, maar dit was 'n vreemde April maand, ook met al die vakansiedae en hierdie snaakse skoolvakansie wat somme die afgelope week ook was. Maar as jy die voorreg gehad het om bietjie te rus, dan is ek dankbaar. As jy vanoggend saam met ons is, dan is ons so bly jy's hier. Ek weet van ons mense is nog weg. Hulle geniet nog die laaste naweek, het 'n lang naweek gemaak van hierdie ene. So ons gun hulle lekker rus van volgende week af, of hierdie week al skop die bedieninge weer af, skool is weer aan die gang en ons sien uit na 'n lekker volgepropte Mei maand wat voorlê. So van my kant af goeiemôre en dit is so lekker om die woord te bring. Ek wil vir jou 'n woord bring vanoggend. Ons is so tussen reekse en ek wil 'n woord vir jou bring wat al so 'n tydjie op my hart is. En ek wil vanoggend met jou gesels oor twyfel. Nou meer spesifiek wil ek met jou gesels oor twyfel wat op ons elke een se geloofsreis is en hierdie twyfel wat ons beleef op hierdie lewensreis en spesifiek rondom ons geloof wanneer die dinge in die lewe met ons en om ons gebeur. Dan kom ons op 'n plek waar ons soms twyfel. Want wat doen jy wanneer jou geloof geskit word? Wat doen jy wanneer dit so moeilik raak, so seer raak, dinge net nie sin maak nie? Wat maak jy dan? En waar is jou vertroue dan? En waar is jou geloof dan? En wat maak jy wanneer jy net nie meer weet waar bo en waar onder is nie? Weet julle waarvan ek praat? Ons is kinders van die Here en soms voel dit ons moet daai masker styf aanhou en net voorgee dat alles oukei is. Maar soms is alles nie oukei nie. Soms wonder ek en selfs soms kom ons op 'n plek waar ons vra oor God het. Moeilike vrae het. Wanneer dinge net nie sin maak nie. Vrydag praat ek met iemand en ek praat weer oor Lisa. Nou my kinders is mal daaroor as ek hulle gebruik in my preke. Hulle sê pappa asseblief kan dit my beurt wees. My beurt. Nie regtig nie. Maar ons praat oor Lisa en spesifiek die tyd toe sy so siek was, toe sy klein was. Nou julle ken al die storie. Lisa was kort na geboorte was sy baie siek geweest en ons het gedink ons het haar verloor, op 'n stadium het sy opgeasemhaal en dit was 'n baie moeilike tyd vir ons as 'n gesin geweest. En ek praat met die persoon want dis 'n persoon met wie ek al seker so 25 jaar aankom en hy praat van die tyd wat hy onthou toe Lisa so klein en siek was. En hy onthou waar ons as 'n gesin was en dit vat my weer terug in tyd. En toe ek so die naweek net weer voorberei en by hierdie gedeelte kom, toe besef ek net maar dit was 'n tyd in my geloofslewe. Ek was al in die bediening gewees, maar dit was 'n moeilike tyd vir my geloofslewe. Waar ek, as ek terugkyk, op 'n plek was waar my geloof geskit was. Want ek het so baie vir Lisa gebid. Hierdie klein babietjie, onskuldig, pragtig, wat net nie wil gesond word nie. En ons bid, en die gemeente bid, en almal bid, en Lisa word nie gesond nie. Inteendeel, dit lyk of sy erger word. En ek was op 'n plek waar ek begin twyfel het. En dank die Here dat daar iewers 'n draai gekom het en Lisa wel gesond geword het. Maar ek moes op 'n punt kom in daardie oomblik waar ek iets met die Here moes uitmaak en vir my was daar 'n draaipunt gewees in my hart en verdra my as ek het herhaal. Ek snap daai ouderdom waar ek goed herhaal. Nee, ek maak nie eens meer om verskoning daarvoor nie. So maak maar of jy dit vir die eerste keer hoor. Dankie Kamer. Kamer het al 200 keer gehoor. Maar Kamer, nie gaan ons weer. Maar daar was 'n draaipunt vir my gewees waar ek op 'n punt moes kom waar Lisa so siek was dat ek gewonder het of sy gesond gaan word. Ek is nog nie baie lank in die bediening gewees nie. Maar waar ek 'n besluit in my hart moes maak en ek by die Here moes stil staan en vir die Here sê, Here, al word Lisa nie gesond nie, al sterf Lisa, ek sal U bly dien en ek sal in die bediening bly die res van my lewe.
En daar het vir my 'n draaipunt gekom. Waar my geloof so geskit was, maar ek opnuut besef, dis nie in my hande nie. Here, U wil. En ek is so dankbaar, die Here het haar gesond gemaak. En die draaipunt het gekom. Maar ek is deur twyfel, en ek weet, twyfel is iets wat met ons almal iewers gebeur, op hierdie geloofsreis van ons. En ek wil 'n bietjie daaroor gesels vanoggend. En ek wil begin by die begin, en dis die definisie van hierdie woordjie twyfel. Kom ons gaan gou Woordeboek toe. Een van die Woordeboeke verduidelik dit so. Hy sê, twyfel se definisie is 'n onsekere gevoel oor iets. Dis hierdie innerlike staat van onsekerheid. Twyfel is 'n plek van onsekerheid. En ek wil vanoggend my eie definisie van geestelike twyfel gou hier inrol. En ek wil dit die volgende noem. Twyfel is die spasie tussen geloof en ongeloof. En kom gesaam met my op hierdie reis vanoggend. Hierdie spasie tussen geloof en ongeloof. En sien gou geloof hier aan die een kant, waar geloof hierdie plek is van vaste vertroue in God se vermoë, geloof. Ongeloof aan die teenoorgestelde kant, waar ons nie geloof, waar ons nie meer glo nie, nie geloof het nie glo in God se vermoë nie, dalk selfs nie in God glo nie. Hierdie twee uiterstes, geloof, ongeloof, en hierdie spasie hier in die middel, wil ek definieer vanoggend as twyfel. Hierdie spasie, want dis 'n spasie, dis nie net een plek nie, dis nie net hierdie een spesifieke plek nie. Twyfel is iets wat kom en wat gaan, en ek wil vir jou skrif lees en daarmee wegspring. En dis in Jakobus 1 vers 6. Praat hy van twyfel en hy sê die volgende. Nuwe Lewende Vertaling lees so. Hy sê, maar as 'n mens bid, moet jy die vertroue hê dat God sal antwoord. Aan die ander woorde, jy moet glo. As jy bid, moet jy glo. Petrus 11 vers 6 sê ook, ons kan nie God behaag sonder geloof nie. So geloof is belangrik. Want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So iemand kan mos nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Hy is iemand wat nie tot 'n besluit kan kom nie. Op so iemand kan jy nie pyl trek nie. Jakobus skets so 'n mooi prentjie van twyfel. Hy sê twyfel is soos die branders van die see wat deur die wind aangejaag word. Nou as jy ooit in die branders was, dan sê jy bo, dan sê jy onder. Dan word jy geskommel, daar's strome wat jou trek. Dis 'n de mekaar plek om te wees. En dis hoe twyfel is, hierdie spasie tussen geloof en ongeloof. Hierdie spasie waarin jy dan hierdie kant toe beweeg, dan daardie kant toe beweeg. En die ding met hierdie spasie van twyfel is, jy kan enige kant toe gaan met hierdie twyfel in hierdie spasie. Jy kan geloof kant toe beweeg, of jy kan ongeloof kant toe beweeg. Soos die branders in die see. So, twyfel is nie 'n plek waar jy wil bly of moet bly nie. En jy kan nie daar vertoef nie. Dis amper soos daardie vallei waar ons gepreek het so tyd terug. 'n Vallei is nie 'n plek waarin jy wil bly nie. Jy wil deurbeweeg. En twyfel is ook so. Twyfel is nooit 'n plek waar jy moet bly nie. Dis soos hierdie branders in die see. Jy moet in hierdie spasie van twyfel 'n besluit maak. Watter kant toe gaan ek? Gaan ek geloof kant toe of gaan ek ongeloof kant toe? Want dis die potensiaal wat twyfel het in my en jou lewe. Dit kan jou vat na een kant toe of na die ander kant toe. En dis hoekom twyfel so belangrik is dat ons daaroor gesels vanoggend. Want as jy lank genoeg twyfel, gaan jy opeindig op 'n plek waar jy dalk nie wil wees nie, 'n plek van ongeloof. So in plaas van dat jy toelaat dat twyfel jou vat na ongeloof toe, moet jy 'n keuse maak wanneer jy twyfel, dat ek my twyfel na God toe bring. En toelaat dat twyfel my vat na 'n dieper verhouding met God en dat dit my na 'n plek van geloof vat en nie ongeloof nie. So hierdie tyd wat jy spandeer in hierdie spasie van twyfel is baie belangrik vir waarin ek en jy op pad is. So dit is belangrik dat jy dit na God toe bring. En in hierdie proses van dit na God toe bring, is dit belangrik dat jy iemand in jou lewe kry wat jou nie gaan wegstoot as hulle hoor dat jy stoei met twyfel nie. Want kinders van die Here, ons het nie baie genade met mekaar as dit kom by twyfel nie. As iemand in hierdie geloofsgemeenskap, in hierdie gemeente gaan inkom en op 'n donker plek is
as 'n gelowige, as kind van die Here, met twyfel, en sekere goed gaan sê, en sekere vrae gaan vra, gaan sekere mense baie ongemaklik raak met so 'n persoon. Want dis nie goed wat jy moet sê nie. Jy moenie wonder oor God nie. Jy moenie wonder oor hoekom God sekere dinge doen nie. So met die gevolg is daar's sekere moeilike gesprekke wat hier gevoer moet word. Moeilike vrae wat iewers gevoer moet word. Dit moet iewers gebeur. Iewers moet ons kan praat wanneer ons twyfel. En iewers moet hierdie 'n veilige plek wees. En jy moet iemand langs jou kry met wie jy kan gesels wanneer jy stoei met twyfel. Wanneer dinge gebeur in jou lewe wat net nie sin maak nie. Iemand wat die vermoë het en weet dat twyfel my boetie of my sussie in Christus kan vat na geloof toe, maar ook kan vat na ongeloof toe. Dis amper soos 'n gym buddy. Kry hierdie geloof gym buddy saam met jou en langs jou in tye van twyfel. Dat so 'n persoon jou kan help dat jy jou twyfel vat na God toe en nie weg van God af nie. Want ek het al met mense gesels wat in tye van twyfel 'n keuse maak weg van God af. En wat op 'n plek gekom het waar hulle glad nie glo in God meer nie. As gevolg van hierdie lelik en seer en wreed en wat ook al gebeur het in hierdie seisoen van twyfel. So dis 'n belangrike tyd vir mekaar, vir jou en vir my, maar ook vir die mense om ons. So kom ons wees bewus dat ek kan nie altyd hierdie pad alleen stap nie. Al bring ek dit na God toe, is dit belangrik dat ek mense om my kry wat saam met my kan luister wanneer ek moeilike vrae vra. En ek glo dat ons huise en kerk hierdie veilige plek moet wees, waarheen ons maar twyfel kan bring. Dink gou aan jou huis vir 'n oomblik. Al die ouers wat kinders grootmaak, dink gou vir 'n oomblik. Ons wil almal hê ons kinders moet op 'n plek kom waar hulle self Jesus Christus kies as hulle persoonlike saligmaker en verlosser. En ons maak hulle groot met dit in gedagte. So jou kinders hou jou geloof dop, ouer. Want iewers moet jou geloof hulle geloof word. Dat hulle op 'n plek kan kom waar hulle self kan kies. Nie waar nie? En op pad na daai keuse toe, is daar dalk moeilike vrae wat hulle wil vra. Waar moet hulle die moeilike vrae vra? As jy hulle gaan bly stil maak by die huis en nie met genade en liefde gaan begelei op hierdie reis van moeilike vrae nie, waar gaan hulle die antwoorde soek? En daar's moeilike onderwerpe wat ons kan praat vanoggend oor. Baie moeilike onderwerpe. Die wêreld daar buite is glad nie skaam om te gesels oor dinge soos seksualiteit nie. Maar in die huise is dit taboe. Ons vra nie die moeilike vrae oor God en wetenskap en waar moet ons kinders dit leer? Waar moet ons praat oor die moeilike dinge soos pornografie of selfmoordneigings en depressie en alles? Ons moet moeilike vrae kan hoor, dit kan ervaar, met liefde kan hanteer, want ons kinders kom in 'n tyd van twyfel. En jy gaan hulle of begelei, hoor mooi, na geloof toe, of jy gaan hulle weglei van geloof af. Mag die Here ons help dat ons huise veilige plekke bly, waar ons die verantwoordelikheid besef, dat ons besig is om ons kinders te lei selfs deur tye van twyfel, en dat ons besig is om te bou aan hulle geloof, dat hulle kan kies, wanneer hulle oud genoeg is, en self verstaan. Die kerk moet so 'n plek wees, en mag dit so wees, mag Missie Gemeente 'n plek wees, meer en meer, en mag die Here ons help, ons is mense, maar dit moenie 'n verskoning wees, dat ons nie genade met mekaar het nie. Mag hierdie gemeente wees en bly, waar dit 'n veilige spasie is vir mense wat moeilike vrae vra, vir mense wat twyfel. Staan nader, reik uit. As jy nie weet om iemand te hanteer nie, stuur hulle, wys hulle kerkkantoor toe. Laat ons hulle help. Ons sal nie kan help nie, gaan ons iemand kry wat kan help. Maar iewers moet ons moeilike vrae hanteer, en iewers moet ons as 'n gemeente 'n plek wees, waar ons genade met mense het, wat in tye van twyfel is. Kerk en huise. Ek wil jou vat na 'n skrifgedeelte toe. Johannes 20, vers 24, en ek gaan nie die hele gedeelte vir jou lees nie. Dis daardie pragtige gedeelte, net na Jesus se kruisiging, dis daardie oggend, sê vers 1 van Johannes 20, so pad na vers 24, ek wil gou vir jou die agtergrond skets. Maar is daardie eerste dag van die week, sê die Bybel dat Maria Magdalena by die graf gekom het,
En dit was nog donker gewees. Sy kom daar, sy sien die steen is weggerol voor die graf. En is daardie emosionele oomblik waar sy hardloop vir Petrus en Johannes gaan haal, hulle kom nader, hulle gaan in die graf en sien nie die doeke daar lê. En Maria stikkend, sy huil want Jesus is weg. Twee engele verskyn, vra vir haar, hoekom huil jy? Later verskyn Jesus self aan haar, sy dink dis die tuinier. Sy sê asseblief as jy hom weggeneem het, sê vir my waar lê hy, ek sal na hom toe gaan. En Jesus sê vir haar Maria, sy herken hom, sy sê vir hom Rabboni, en dis daai emosie. Dis daardie dag wat die konteks is van hierdie skrif. En ons lees later in daardie hoofstuk 20 dat daar van vers 19 af was dit aand op daardie eerste dag en die disippels het bymekaar, die deure was toe. Jesus verskyn skielik in die midde van hulle. Hy sê vir hulle vrede vir julle. Hy wys sy hande vir hulle, hy wys sy sy vir hulle. Die disippels is so bly om Jesus te sien en hulle is so dankbaar, so bly. Jesus gesels met hulle, hy's daar, hy leef. En as ons verder lees in vers 24, sien ons die volgende, lees dit saam met my. En Thomas, wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Vers 25. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy, dis nou Thomas, het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Kom ons staan stil vir 'n oomblik hier. Die disippels kom bymekaar, Thomas is nie daar nie. Jesus verskyn aan hulle beleef die oomblik, sien die oomblik, maar Thomas was nie daar nie. Waar was Thomas? Ons weet nie. As jy bietjie gaan oplees en al die kommentare lees van al die teoloë, dan is daar baie spekulasie, maar net Thomas se reaksie, dat as ek nie sien nie en ek kan nie my vinger indruk, ek kan nie my hande indruk nie, ek kan nie hom vat nie, dan gaan ek nie glo nie. Ek weier om te glo. Net sy reaksie sê vir jou iets van Thomas se gemoedstoestand daar. Thomas was nie op 'n lekker plek nie. Thomas was nie op 'n goeie plek nie. Nou hoekom was hy nie saam met hulle daar nie? Ons weet nie. Die disippels het redelik versprei toe met die kruisiging, dalk het hy iewers heen beweeg, dalk was sy emosie nog rou van die kruisiging, dalk het hy self deur 'n moeilike tyd gegaan. Maar wat Thomas ook al beleef het en wat sy rede was vir sy afwesigheid ook al, Thomas laat toe dat sy twyfel hom vat na 'n plek van ongeloof toe. Wat sy rede vir twyfel ook al was. Onthou hy was een van die disippels. Hy het saam met Jesus gestap, hy het saam met Jesus geleef. So vir Thomas om op 'n plek te kom waar hy sê as ek nie sien nie, as ek nie gaan vat nie, gaan ek nie glo nie, is 'n groot stelling om te maak. Is 'n baie moeilike plek vir hom om te wees. En as gevolg hiervan het hy die bynaam gekry van ongelowige Thomas. Wat ek dink as jy sy lewe verder gaan lees, eintlik 'n onregverdige bynaam was vir hom. Maar hierdie oomblik het dit veroorsaak. Hy kom op 'n plek van ongeloof. En ek wil weer sê, as jy twyfel lank genoeg gaan toelaat, kan dit jou vat na 'n plek toe waar jy glad nie meer glo nie. Van ongeloof. En dis waar Thomas homself bevind. Bevind hom hier op 'n plek waar hy eers wil sien voor hy gaan glo. 8 dae later, vers 26. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne. En hierdie keer Thomas saam met hulle. Nou, stop gou vir 'n oomblik daar. Ek het nou gepraat van ons gemeente en mag ons gemeente 'n plek wees waar ons genade met mekaar het. Kyk gou 'n bietjie dieper as wat hierdie een vers net so met die oog op wys. Thomas het hierdie stelling gemaak. Dit was eintlik 'n reuse belediging vir die res van die disippels wat wel geglo het. Vir Thomas om dit te gesê het as een van hulle, na hulle alles deur is, na hulle die kruisiging beleef het, Jesus gesê het hy gaan sterf, maar hy gaan weer opstaan. Die trauma van alles, daardie broederskap wat daar was, daardie band wat hulle mekaar vasgemaak het. Vir Thomas om dit te sê, kon maklik vir die ander disippels gevoel het, "Jog, maar jy verraai ons nou. Sjoe, maar jy's 'n swakkeling, jy's nie meer een van ons nie. Jy's nie welkom by ons nie. Gaan asseblief." Maar toe hulle bymekaar kom, 8 dae later, 'n week later, toe is Thomas by hulle.
Daar was genade by die disippels vir Thomas gewees. Mag ons meer genade hê vir mekaar in tye van twyfel, selfs in tye van ongeloof. Ek weet nie, dalk is daar iemand op wie jy opgegee het. Iemand wat besluit het hulle glo nie. Hulle twyfel so erg, en jy het opgegee op hulle. Dalk is dit nodig dat jy nie ophou bid nie. Dalk is dit nodig dat jy weer 'n bietjie uitreik. Dalk het iemand nooit op jou opgegee nie, dis hoekom jy hier sit. Die disippels is by mekaar en Thomas is daar. Dit is so mooi om te sien die disippels se reaksie. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Kyk gou Jesus se reaksie op ongelowige Thomas. Op die een wat twyfel, die een wat ongelowig is. Kyk sy reaksie hier. Dis nie 'n reaksie van ag Thomas, hoekom is jy hier? Jy hoort nie hier nie. Jou ongeloof het jou gediskwalifiseer. Glad nie. Jesus kom en hy groet vir Thomas ook saam met die ander disippels met die woorde vrede. Vrede vir jou Thomas. Vrede vir jou op jou onsekerste oomblik in jou lewe. Vrede vir jou Thomas op jou ongelowige oomblik in jou lewe. Vrede vir jou Thomas op die plek van twyfel waar jy jouself bevind. Is Jesus se reaksie op Thomas. En as jy vanoggend hier is en jy stoei met sekere dinge en jy bevind jouself by die spasie van twyfel, waar jy begin wonder het of God nog kan, of God nog weet van my. Jesus is nog net so lief vir jou. En hy sê vanoggend vir jou, vrede. Vrede. Ek is hier, ek is lief vir jou, my genade is steeds daar vir jou. Kom, bring jou twyfel na my toe. Bring jou bekommernis na my toe. Bring jou ongeloof na my toe. Kom nes jy is, kom, vrede vir jou. Hy wys hom nie weg nie en hy wys jou en my nie weg nie. Jesus sê nie ek is kwaad vir jou nie, hy sê nie ek is teleurgesteld in jou nie. Hy sê vrede vir jou Thomas. En in vers 28, hierdie mooi woorde van Thomas. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Sekerlik een van die kragtigste, mooiste geloofsverklaringe dat Jesus God is in die hele Bybel. Iemand op sy skaamste plek, op sy swakste plek, sy oomblik, spasie van twyfel, wat Jesus sien en sê, Here, U is my Here, U is my God. U is die Here van my hart, U is die God van die heelal, my Jesus, my Here en my God. En in 'n oomblik besef Thomas, is nie nodig meer om aan hom te vat nie. Is nie nodig om meer daardie wonde te voel nie. Thomas kom op 'n plek waar hy sê, ek glo. Ek twyfel nie meer nie, ek glo. Het hierdie mooiste geloofsverklaring. Terloops, wat het geword van Thomas? As ons die geskiedenisboeke gaan lees, kerkgeskiedenisboeke, as jy praat met iemand soos Pastor Christo Walters, wat baie in Indië kom, dan sal jy hoor, lees en weet dat Thomas het in Indië opgeëindig. Hy het hierdie kosbare evangelie gevat na Indië toe. Groot werk gedoen daar. Kerke geplant daar en die Indiese kerk het ontplof daar. Thomas vat die goeie nuus soontoe. Maar dis ook waar Thomas sterf. Later word hy gemartel daar en hy sterf daar. En hy sterf terwyl mense hom met spiese deurboor. Hoor jy die ironie daarin? Hy wat sy hand in Jesus se sy wou steek, waar die spies ingegaan het, sterf self met spiese wat hom deurboor. Punt is, Thomas bly getrou tot die einde van sy lewe, as gevolg van hierdie oomblik, waar hy besef en 'n besluit maak in 'n seisoen van twyfel. Gaan ek geloof toe, gaan ek ongeloof toe,
Hy kies geloof, hy glo. En sy hele lewe wy hy aan die evangelie, maak groot impak. Vers 29 sê Jesus die volgende, hy sê, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Hier praat Jesus met my en jou vanoggend. Ons het Jesus nie gesien nie. Dit was nie daar toe hy verskyn het nie, ons het hom nie gesien staan nie, ons het nie sy wonde in die hande gesien, en sy wonde in sy sy gesien nie, ons kon nie aan hom vat nie. En vandag moet ek en jy besluit, gaan ek glo, al het ek nie gesien nie? Gaan ek glo, al is ek in hierdie seisoen van twyfel, al is my wêreld chaos, al is daar siekte, al is daar groot gesondheidsuitdagings, al bid ek al so lank, maar ek word net nie gesond nie. Al het ek vir geliefdes gebid en hulle het gesterf in elk geval. Al is my finansies 'n gemors, al is my verhoudinge 'n gemors, al is ek in watter spasie van twyfel en neig ek ongeloof toe. As ek vandag 'n keuse maak, en ek kies ten spyte van my uitdagings, die de mekaar, voel of ek in daardie branders is, wat Jakobus van praat, voel of ek, dan is my kop bo, dan is my voete bo, ek sluk water, het jy al soutwater gesluk? Is nie lekker nie, alles brand, al voel jy so, Jesus kom, en hy sê salig is hulle wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Maak nie saak wat in jou lewe aangaan vanoggend nie, ek en jy moet 'n keuse maak. Jy kan nie bly in die spasie van twyfel nie. Jy moet 'n keuse maak. Gaan ek glo, gaan ek nie glo nie, maar hier kan ek nie bly nie. En is so 'n oomblik vanoggend. Thomas kon gesien het, en Jesus ervaar het, en hy het 'n besluit gemaak. Maar maak nie saak wat in my en jou lewe gebeur nie. Ons moet kies, geloof, ongeloof, twyfel. Vanoggend wil ek vir jou vra, wil jy nie die beste besluit maak om te sê, Here, ten spyte van, ek bring my twyfel na U toe. Ek bring my ongeloof na U toe. Aanbiddingspan, kom sluit by my aan asseblief. Ek wil 'n laaste skrif vir jou lees, wat jy baie goed ken. Marius het verlede week dit ook gelees, en ons het dit al so baie gelees. En ons hoor dit so baie, maar daar's ietsie wat ons soms mislees in hierdie gedeelte. En ons is op pad nagmaal toe, en die beleefspan kan ook maar regmaak vir die uitdeel van die nagmaal in 'n oomblik. Maar ek wil hierdie laaste skrif vir jou lees, en dis Matteus 28. Ek wil lees daarvan vers 16 af, en ek wil hê jy moet mooi luister, want dis 'n gedeeltetjie wat jy mislees in hierdie gedeelte, wat baie belangrik is. Onthou waar ons is. Hierdie is Jesus wat sy disippels die grootste opdrag gee ooit. Om te gaan en disippels te wees, maar ook disippels te maak. Lees dan met my van vers 16 af. Ou vertaling sê, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. Ander vertaling sê, na die berg soos Jesus hulle beveel het. Vers 17, hoor gou mooi. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Lees gou die laaste gedeelte mooi. Maar sommige het getwyfel. Met die grootste opdrag ooit. Dieselfde opdrag wat my en jou opdrag vandag is. Kom die disippels bymekaar, en na alles is daar sommige van hulle wat steeds in hierdie spasie van twyfel was. Nog nie besluit het, gaan ek geloof toe of gaan ek ongeloof toe nie, ek is nog in 'n spasie van twyfel. Sommige twyfel. Dis hoekom Jesus vers 18 vir hulle sê, hy sê, en Jesus het nader gekom, hy het gesien hulle twyfel, hy het geweet hulle twyfel, hy het nader gekom met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Herinner hy hulle, voor hy vir hulle die opdrag gee. En vanoggend, Missie gemeente, herinner ek jou ook. Voor ek en jy gaan as disippels en disippels wil maak, al is jy in 'n spasie van twyfel, Jesus weet dit, hy het jou steeds nog net so lief, maar die opdrag is steeds vir jou en nog steeds vir my. En hy herinner ons, dis aan hom, aan wie alle mag in die hemel en op aarde gegee is. En is in sy naam wat ons gaan, as sy disippels, om disippels vir hom te maak.
En is daardie autoriteit in hom, wat my die autoriteit gee, my die vrymoedigheid gee om te gaan, en te kan gaan wees, en te kan gaan disippels maak, te kan gaan na siekes toe, en is in sy naam wat ek my hande op siekes lê, en bid vir genesing. Nie my naam nie, en nie die naam van hierdie gemeente nie. Dis in die naam van Jesus Christus, die een aan wie alle mag gegee is, in hemel en op aarde, wat ek en jy gaan, na ons buurman toe, in die skool, na skoolmaats toe, na ons universiteitsvriende toe, na ons bure toe, dis in sy naam en in sy autoriteit, wat ek kan gaan, al is ek in 'n spasie van twyfel, kom God steeds en hy sê, jy's myne, ek is jou God, bring jou twyfel na my toe, want ek wil jou gebruik. Bring jou twyfel na my toe, want ek het 'n duur prys betaal, sodat jy my kind kan wees, en jy in my naam kan gaan, en kan gaan doen waarvoor ek jou geroep het om te doen, en te wees, wie ek jou geroep het om te wees. Dan vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan vers 20 sê hy ook nog by, vir hulle wat twyfel. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ons gaan na die nagmaaltafel toe in 'n oomblik. Ons gaan na 'n lied luister. En ek gaan vra dat ons die nagmaal gaan uitdeel. Ek wil net bid en dan gaan ons die nagmaal uitdeel en dan gaan ons na die lied luister. Maar hier is 'n oomblik waar ek en jy hierdie besluit moet maak. Waar ons 'n geloofsverklaring moet maak. Glo ek? En as ek glo, wat glo ek en in wie glo ek? En ek wil vir jou die woorde van hierdie lied net lees. Net so 1 of 2 reëls in hierdie lied wat ons gaan luister wanneer ons nagmaal gebruik en ek gaan nou vir jou bid. Maar hier is 'n oomblik van besluit, van 'n geloofsverklaring maak soos 'n Thomas. Sonder dat ek en jy gesien het, sonder dat ons beleef het, ten spyte van moeilike omstandighede, is vanoggend 'n oggend van 'n geloofsbesluit, 'n geloofsverklaring. Ek kies vanoggend om te glo, al sien ek nie. Hoor die mooi woorde van hierdie lied. Hy begin en sê hy, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die heelal. Ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons redder en verlosser. Hy is heilig, waardig, is die lam vir ewig. Ek glo in God Immanuel, hy wat vir ons is. Hy omring ons in sy glorie. Ek glo sy Gees leef in ons en U lei ons in die volle waarheid. Vanoggend is so 'n oggend waar ons hierdie geloofsverklaring kan maak en moet maak. Ek glo. Vader, ek glo. Ek glo dat U Seun gestuur het, gesterf het op 'n kruis. Dood was maar opgestaan het. Gesterf het vir my sondes. Ek glo U het U Gees gestuur. Daardie Gees woon hier binne in my. Lei my in al die waarheid. En is elke oomblik by my. Maak nie saak wat gebeur nie. Al twyfel ek, U is met my. Al wonder ek, U is met my. Vanoggend kies ek om te glo. Al voel ek soos daardie branders in die see. Ek wil saam met jou bid. Vader, hier is 'n nagmaal oomblik, 'n kosbare oomblik. Ek wil vanoggend kom opnuut net vir elkeen van ons bid in hierdie spasie waar ons onsself ook al mag bevind. Tog bevind ons onsself op hierdie spasie van volle vertroue in God. En ons is geloof sterk in U. Dan is dit ook 'n oomblik dalk net van bewus word dat U dan mense gaan stuur na ons toe. Langs wie ons moet inkom. In hulle twyfel. Wanneer hulle geloof nie so sterk is nie. Maar vir sommige van ons vanoggend wat self twyfel, dankie Heilige Gees dat U ons herinner van U teenwoordigheid selfs in hierdie spasie wat ons onsself bevind. Dankie dat U met ons is, dat U by ons is. Dankie dat ons kan kies vanoggend. Dat U dit nie op ons gaan afforceer nie, dat dit elke man en elke vrou se eie keuse is vanmôre wat ons kies rondom ons eie geloof. Lei ons Heilige Gees, help ons, mag ons vrymoedig, mag ons bold, mag ons sterk vanoggend om die regte besluit te kan maak, om te kan sê ek glo. Al sê die wêreld wat, al skree die media wat, ek kies vanoggend om te glo. Vader, help ons, lei ons
elke tree van hierdie geloofspad wat ons stap en waar ons vanoggend stil raak om 'n nagmaaltafel. Dankie dat ons hierdie geloof kan verklaar, kan bely. Wanneer ons van daardie beskuitjie eet wat die liggaam van Christus verteenwoordig, wanneer ons van daardie sap drink wat die bloed van Jesus verteenwoordig. Dankie vir die prys wat betaal is, sodat ons sonde vergewe kan word, ons kinders van die Here kan wees. Wanneer ons daardie naam van Jesus Christus aanroep, al is ons die grootste, vuilste sondaar, is daar redding vir ons. Dis in daardie naam wat daar genesing is. Dis in daardie naam wat daar hoop is in daardie naam wat ons glo, wat ons bely, wat ons kan sien vir môre en kan sien vir die toekoms. Alles as gevolg van hierdie oomblik wat ons onthou. Jesus wat U gekom het en kom instel het om 'n tafel saam met U geliefde disippels. Gesê het so dikwels, sodat julle hierdie brood neem, hierdie beker drink. Dan herdenk julle die dood van die Here totdat hy kom. Dankie vir so 'n oomblik. Ons kan kom en kan herdenk, kan dankbaar raak, kan stil raak vir wie U is in ons lewens. En in hierdie oomblik bid ek vir elkeen van ons dat ons 'n besluit kan maak met daardie beskuitjie en daardie sap in ons hand. Dis die Here rondom my geloof, my uitdagings maak ek vanoggend 'n besluit. Ek kies. Ons gee al die eer. Dankie vir U liefde. Dankie vir U genade met elkeen van ons. Dankie dat U nie opgee op ons nie. Dankie dat U nie wegstap op ons nie. Ons stel U soveel te leer, so soms so ontrou, maar U bly getrou. Dankie vir U getrouheid. Dankie vir U liefde vir elkeen van ons. Heilige Gees, mag U kom oopbreek hier binne in ons. In hierdie oomblik van saam nagmaal gebruik.